Lekker om saam met jou te kuier vanoggend rondom ons eerste gedagte van die reeks in ons 40 days, Love Like This. En dan ons praat van hierdie tipe liefde, dan praat ons nie van 'n liefde van 'n sagte manier van liefde. Dit is net 'n manier, dit is 'n emosie, dit is eintlik die vroulike kant. En ons praat van 'n radikale liefde. Ek wil dit eintlik soos volstel. Christendom is nie 'n veilige hawe nie, maar is 'n dapper reis. Ons is kettingbrekers, ons is kettingbrekers, is die wat reëse platslaan. Ons verdryf die donker, ons oorwin die vrees. Ons is Christene, ons het lief. Dis as ek dink aan hierdie radikale liefde, liefde wat passie is, liefde wat mense skuif om te waag in spasies, dan is die beste voorbeeld om na te verwys is die storie van Jesus Christus. As ons wil sien hoe lyk radikale liefde, kom ons sit 'n skildery van wie hy is op. Jesus stap in 'n spasie 2000 jaar terug en waar die manier van leef, alles gegaan het oor godsdienstige lysies en reëls en hoe ek eintlik Christus moes eintlik by 'n plek kom waar ek hom eintlik net kan sê met my dade, Here, dis wie ek is. Kom hy en hy skep 'n omgewing, 'n nuwe manier van lewe. Hy kom kondig aan 'n ander uitkyk oor hoe om te lewe. Eintlik kom wys hy 'n onweerstaanbare manier van lewe wat mense aangetrek het tot wie hy is. Hy kom skep binne in 'n ou manier van lewe 'n ander styl, 'n ander wyse van denke. Die opsomming van daai manier van lewe was een van Jesus se eie statements wat hy gemaak het. In Johannes 13 vers 34 tot 35 sê hy, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag. En hierdie opdrag is, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle ook mekaar lief hê. As julle mekaar lief hê, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Dis die opsomming van hierdie radikale ander manier van lewe, nie die lysie manier, nie die godsdienst manier nie. Hy bring dit in 'n ander standaard en hy sê, die manier hoe ons moet lewe is nie om liefde uit te leef op ons manier en ons uitkyk nie. Hy sê, ons moet leer om lief te hê soos wat hy lief het. Dis wat Jesus aantreklik gemaak het, dis nie so seer sy lering alleen nie. Dit was nie dit wat eintlik mense alleen na hom toe aangetrek het nie. Dit was nie net sy leerstellings as 'n rabbi gewees nie. Wat mense na Jesus toe aangetrek het, was die manier hoe hy liefde uitdrukking gegee het. Hoe hy liefde kom uitleef het. Dit was eintlik 'n spontane liefde wat gevloei het vanuit sy binneste, vanuit wie God in hom is na buitekant toe. Dit het hom by 'n plek gebring dat hy eintlik spontaan, wanneer daar siekte was, het hy partykeer sy roete verander om by die nood van die mense uit te gekom het. Wanneer daar 'n oomblik was, het hy 'n voorskoot aangetrek en die voete van sy disippels gewas. Dit was hy toe hy gesien het die honger van die mense wat die brood gebreek het en die visse gebreek het en stil gestaan het by mense se lewens. Dit was hy wat aan die kruis gesterf het vir my en jou en eintlik gesê het, dis so lief ek jou het. Jy hoor radikale liefde. Liefde wat hom gedryf het om sy lewe vir my en jou te gee. Dis wanneer ons vir 3 weke, of vir die volgende 6 weke gaan gesels oor liefde, dan gaan ons gesels en dan gaan 3 boustene wees waarop ons gaan bou. Die eerste ene is, en ons gaan vanoggend en volgende week met dit stil staan, en dis compassion,
om met deernis en medelee vir mense te hê, en ons gaan bietjie nou dieper sak daarin, dan gaan ons na die calling toe waar ek verstaan en ontdek dat daar is in my hart 'n passie van liefde wat wil uitreik en 'n verskil maak. Dan gaan ons na contribution toe waar hierdie liefde wat Christus in my lewe geplaas het, eintlik sigbaar raak na buitekant toe. Dis wanneer ons dan hierdie liefde vat en ons begin gesels oor die woord compassion of medelee, dan hier is die definisie waarmee ons gaan werk. Compassion is om mense se te sien deur die lens van die kruis. Om te voel wat God voel en om te reageer met 'n liefde wat nader aan hulle beweeg. Kan ek hom weer vir jou lees. Hierdie medelee is om mense te sien deur die lens van die kruis. Om te voel wat God voel en om te reageer met 'n liefde wat nader aan hulle beweeg. Dis 'n teenpool van hoe die wêreld wil hê ons moet lewe. Want die wêreld se leefstyl is gebou rondom ons eie gemak, ons eie behoeftes, ons eie begeertes. Dis die fokus van die wêreld. Dis eintlik in hierdie fokus, omdat die woord, en dit is 'n radikale woord, die woord selfsug, bring ons by 'n plek waar ons eintlik wil vashou, want as ons gaan weggee, gaan dit voel, ons het tekort, ons het minder. Dis 'n toehand manier van lewe. Ek wil vashou ter wille van my gemak, ter wille van wat ek het, hou ek vas. Want net nou het ek minder. 'n Toehand manier van lewe. Maar Jesus se uitdaging wanneer dit kom by liefde is om eintlik, wanneer liefde beweging raak, is wanneer my en jou hand oopgaan, wanneer ons met 'n oop hand mentaliteit lewe, om die geskenke wat ons ontvang het, nie vir onsself te hou nie, die insig, die wysheid, dit wat ons in ons hand het, om dit te deel, laat dit vloei na ander mense toe. Dis eintlik die beginsel van oop hand, toe hand, kan ons ook om in die konteks sit van 'n dam teenoor 'n rivier. Jy weet, 'n dam vloei water in, en dit op die ou end van die dag, dan stop dit daarso, en as daar nie 'n deurvloei is nie, weet jy wat is die resultate van dit? Is op die ou end van die dag raak daai water eintlik sleg, daar's 'n reuk, daar's nie lewe waar daai water nie vloei nie. Maar ek weet nie of jy al die voorreg gehad het om langs die Appington kanaal te beweeg nie, en gesien waar water vloei, en as jy daar sou ry langs Appington, dan sien jy in die woestyn is daar 'n klompie wingerde, daar's druiwe, daar is eintlik 'n oes wat afgehaal kan word, want hier is lewende water wat lewe bring. Inteendeel, daar's 'n profesie gewees, wanneer die water van die Jordaan gaan vloei, gaan dit so vloei dat in die woestyn lewe gaan kom, en dis die profesie van liefde oor die kerk, dat daar 'n vloed sal wees van water, wat sal vloei in woestynareas van liefde, en daar sal lewe kom. Dis uitdaag ons uit om in te beweeg in 'n spasie, waar ons nie 'n dam moet wees nie, 'n kanaal moet wees, waar ons met oop hande moet lewe. Maar hier is die groot ding wat ons in hierdie Bybelstudie moet verstaan is, hierdie woord medelee of compassion is nie 'n konsep nie. Dis nie net ek besluit na volgende, dis die ding wat ek gaan doen nie. Jy moet hom proe, jy moet hom beleef. Dis iets wat iets gebeur hier binnekant in jou wanneer jy hom self belewe. Dis hierdie twee woorde, as jy hom vat in die twee verskillende tale wat die Bybel geskryf is, hy's in Hebreëus en in Grieks geskryf, en in die Hebreëse konteks lê hierdie woord medelee se roots binne in die konsep van, dis eintlik 'n moederlike instinkliefde. Dis die root wat hy het. Hy sê dis daardie versorgende liefde van 'n ma na ongebore kind toe, na haar eie kind toe. Dis ek sal beskerm. Hoeveel van die ma's, kom ons vra julle net goue vraag. Wie van julle het al gesê ek sal my lewe gee vir my kind?
Moet net nie naby my kind kom nie. Daar's een plek waar ek vuiste sal optel. Dis hierdie area. Dis daai moederlike insig. Dis daai instink wat sê jy's myne. Ek sal alles gee om jou te beskerm. Die Grieks aan die ander kant gebruik weer 'n emosie wat hulle noem jou gut, die binne in jou is daar 'n beweging, 'n reaksie. As jy die nood raak sien, is dit of Christus in jou gut uitroep, raak betrokke. Dus elke keer wanneer jy in die Nuwe Testament sou lees en Jesus het innig jammer gevoel en dit word soveel keer herhaal, dan hoor jy hierdie storie van in sy binneste, in sy kat was daar 'n beweging van liefde, van compassion wat hom gedryf het om by mense betrokke te raak. Die implikasie, as iets gebeur in jou hart, is die implikasie, hierdie compassion kan jou nie laat stil sit nie. Dit skuif jou. Kom ons gaan dan nog een tree dieper toe. Die bron van hierdie wat binne in jou kat lewend word. Dit begin alles wanneer ek en jy verstaan, hoe lief het Jesus jou? As jy met dit kan begin werk as vertrekpunt, as jy wil beweeg in liefde, as liefde radikaal wil word in jou lewe, stop net vir 'n oomblik, skuif een tree terug en vra en begin werk met die vraag, hoe lief het Jesus jou? Kom ons begin met die goed wat ons al mee gewerk het deur die jare en dis hierdie ding van hoeveel stoei ons nog nie met die voorwaardelike konsep nie. Hy sal my lief hê as ek gehoorsaam het. Hy sal vir my daar wees as ek genoeg geloof het. Dis hierdie voorwaardelike manier van dink, want dis soos ons groot geword het. As ons presteer, dan ontvang ons liefde. Maar hierdie radikale liefde is anders. Dis gebore vanuit 'n ander prentjie uit. Kom ons vra die vraag, wie is God? Wie God is, die kern wie hy is God is liefde. Ek weet, jy sê, Jene, maar dit het ek al baie gehoor. Maar gaan, dink net hierdie week oor dit, God is liefde. Dis soos die son, wat as die son skyn, hy kan nie anders dan nie, hy skyn. Want daar's soveel energie in die son. Daar's soveel liefde in God, dat God soos die son nie anders te kan, as om jou lief te hê nie. Hy kan nie anders te nie. Dis wie hy is. Romeine 5:8 haal al die voorwaardelike konsepte van sy liefde uit. Hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Toe ons nog sondaars was. Dis voor jou prestasie, voordat jy dit verdien het, voordat jy tik of boksies agter jou naam gekry het hy jou so lief gehad. 2023 het ek 'n preek gepreek oor God se liefde. En ek het hierdie volgende aanhaling aangehaal en voorgelees. En is nou 3 jaar daarna, en ek wil hom weer vir jou lees. Maar as ek hom nou lees, wil ek hê jy moet toelaat dat die Heilige Gees met hierdie woorde met jou hart praat, en dalk in jou hart gaan daar 'n skuif kom, hoor hoe lief God jou het. Dus luister met ontvanklikheid, as ek hom vir jou voorlees. Mag jy die liefde van Christus, wat elke menslike begrip oortref, tot jou diepste wese ervaar. Hy het reeds gekies, lang voordat jy hom geken het. Sy hart is oop vir diegene wat hom dalk nooit sal terug lief hê nie. Selfs vir diegene van wie hy weet dat hulle hom sal verwerp, bly sy liefde onwankelbaar.
Aan die kruis het hy nie net gesterf nie, hy het vrywillig die uiterste pyn gedra vir mense wat hom nooit sou kies nie. Hy het sy arms wyd oopgesprei vir diegene wat die verste van God afgedwaal het. Sy liefde is sonder voorbou. Dink jy, hy het jou lief omdat jy in hom glo? Nee, hy het jou reeds lief gehad toe jy nog getwyfel het. Hy het jou eenvoudig net lief. Dink jy sy liefde is 'n beloning vir jou gehoorsaamheid? Nee, hy het jou eenvoudig net lief. Dink jy hy sal jou minder lief hê as jy kwaad is vir hom of jy dalk die padbuister geraak het? Nee, sy liefde vir jou verander nooit nie. As jy jou in daai spasie insit en jy besef net en jy begryp net hierdie eenvoudige maar so diep waarheid, God is liefde, dan verander alles, dan verander die druk van verdien, dan vat dit jou na 'n plek van waaroor alles gaan, van verhouding, en jy kan in hierdie verhoudingsdimensie met hom leef, en jy kan toelaat dat hy jou net lief het. In Johannes 4:16 en 19. Johannes is die disipel wat gesnap het, God is liefde. Hy het die meeste daaroor geskryf. En nou skryf hy die volgende, hy sê, God is liefde, en elkeen wat in hierdie liefde leef, leef in God, en God leef in hom. Elkeen wat in hierdie liefde lewe, beteken, elkeen wat toelaat, dat hy jou lief het, en toelaat om in hierdie spasie van onvoorwaardelike liefde te leef. Dis om, sê Here, ek kom sit net aan die voete, en ek is ontvanklik vir die liefde. Hy sê, God leef in hom. Wanneer ek dis om toelaat om my liefde, sy liefde te belewe, dan begin ek toelaat dat hy my binneste beheer. Hy begin my gedagtes, en hy begin my begeertes, en hy begin my karakter beheer. Ek laat toe dat sy liefde my vorm. Hy sê, leef in God. Dus ek begin my wil en my manier aanpas, belyn met dit wat ek beleef. Dus hy vat ons na 'n plek toe, waar ons nie net ontvang nie, maar waar hier iets in my binneste gebeur, en omdat ek in hierdie onvoorwaardelike liefde kan begin wandel, begin iets skuif in my binneste, sodat ek nie anders te kan, om te begin uitdrukking gee, aan hierdie manier van lewe nie. Vers 19. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dus hierdie liefde is baie meer as net 'n besluit, as 'n konsep wat ons behandel. Hierdie liefde is om toe te laat dat Christus jou lief het, en jy kom sit aan sy voete, en soos jy toelaat dat die sonstrale op jou skyn, en hy jou met sy wie hy is liefde oorweldig, raak jy eenvoudig net 'n spieël, en jy begin dit weerkaats, en ander beleef sy liefde in jou ontdekking van sy liefde. Dis 'n nie 'n probeer nie, dis 'n natuurlike manier van lewe, dis om vrug te dra, dis om te weerkaats dit wat ek klaar beleef het van wie hy is. Hy is die bron van liefde, en omdat ek hom as bron beleef in my lewe, begin dit weerkaats. Dus hier is dit wat hierdie liefde in beweging bring. Kom ons vat hom nog een tree dieper. Hierdie belewenis van wie ek is, vat ons eintlik, en ek wil dit noem, 'n waarde revolusie. Dis
dis 'n nuwe manier van kyk, 'n nuwe manier waar ek na myself kyk en die waarde sien wat Christus aan my heg, en 'n nuwe manier van kyk waar ek begin raak sien die waarde wat hy in ander mense se lewens plaas. Ons noem dit die waarde revolusie. Dis om te sien soos wat Jesus raak sien en te kyk deur die bril wat hy na mense kyk. Dis wat is waarde? Waarde is gelyk aan die prys wat iemand bereid is om te betaal vir iets. Nou, ek het 'n nuwe droom. Ek wil vir jou graag hierdie volgende beeldhouwerk wys. Dis die beeldhouwerk van Giacomo Alberto en hulle noem dit The Pointed Man. Nou, ek het hom nog nie gesien nie. My droom is om nou van Giacomo Alberto se werk te gaan kyk. Nou, hierdie beeldhouwerk is die beeldhouwerk wat die hoogste prys ooit op 'n veiling behaal het. En hy is verkoop vir $141 miljoen. En as jy dit kyk, dan kan jy verstaan hoekom, nee. Jy het mooi begrip waarop. Maar iemand het besluit, daai beeld is $141 miljoen werd. Die waarde op daai beeld is bepaal deur die prys wat daarvoor betaal is. 1 Petrus 1:18-19 sê, julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus. Dus jou waarde word nie meer bepaal deur jou bankbalans, jou posisie, of jou foute van die verlede nie. Jou waarde word betaal deur die prys wat vir jou betaal is. En hoor daar die prys word liefde geskrywe. Jy is so waardevol. Of kan ons dit anders sê, Jesus het jou so lief. Dat hy bereid was om vir jou sy lewe te gee, die hoogste prys wat ooit kon betaal geword het. Dink dit is soos hy jou sien. In Lukas 15 vertel hy soveel keer die gelykenisse van die een wat soek. En dan sê hy het nie opgehou soek om die verlore skaap te vind en hy het aangehou totdat hy hom gevind het. Hy vertel die gelykenis van die verlore muntstuk. Hy sê die huis omgekeer en hy het aanhou soek omdat hy die muntstuk so waardevol geag het totdat hy hom gekry het. En dan eindig hy elke keer met daai gelykenis as hy vertel van 'n soek en 'n God. Dan vertel hy dit, dan sê hy as ek hom gekry het, het ek fees gevier, het ons celebration in die hemel gehou, want dit wat verlore was, wat so waardevol was, het ek gevind. Dus hy het jou so lief en my so lief, dat hy nie sal ophou soek, totdat hy my en jou vind nie. Waarde revolusie. Wanneer hy na my en jou kyk, dan sien hy eintlik Genesis 1. Ons praat van die beginsel van imago Dei, die beginsel van sy eie beeld in mense. Dis wanneer hy nou jou kyk, sien hy nie jou verlede nie. Hy sien jou waarde. Hy het in Petrus gesien die rots op wie hy die kerk sou bou. Hy het in Saulus wat Paulus geword het hy hierdie apostel gesien wat omgewings gaan verander. Dus hy sien die diamant, hy sien die beeld in die rots. Dus wanneer ek en jy baie keer na onsself kyk, sien ons die verlede, hy sien die waarde, hy sien die toekoms, hy sien die hom binne in jou. Dis jou waarde. OK, hou vas.
Ek en jy is die spieël van die son. Kom ons wees eerlik, ons twee met hierdie een. As ek vir jou vra, hoe sien ons ander mense? Dan is dit so vinnig dat ons stoei om ander te sien soos wat Jesus ons sien. Dis maar wanneer ek en jy toelaat dat ons verstaan hoe hy ons sien en ons waarde af, dan gaan ons moet toelaat dat hy ons bril moet verander, hoe ons ander lief het. En dis moeilik. Dis moeilik. Want ons kyk met etikette, ons kyk met veroordeling, ons kyk uit die hoek uit van teleurstelling. Ons kyk hoe mense opgetree het. Paulus daag ons juis uit in 2 Korintiërs 5:16 en 17. Hy sê, ons moet nie meer mense beoordeel volgens menslike maatstaf nie. Ons moet mense begin beoordeel volgens die waarde, die beeld van Christus in hulle. Daar's 'n woord, barmhartigheid, so mooi Afrikaanse woord, en hy vloei so saam met compassion, dis die woord in Engels mercy. Mercy is om te kyk soos Jesus kyk. En die waarde in ander mense raak te sien, soos wat hy die waarde in ander mense raak sien. Dis om in die rots die diamant te sien, die potensiaal wat die beeld na vore kan kom. Dis om eintlik met 'n ander bril na ander mense te kyk. Worship team kan vir ons opkom. Die vraag wat ons normaalweg vra in ons verhouding met ander mense is vra so maklik die vraag, wat is fout? En daai vraag vat ons na 'n bril waar ons eintlik onsself regverdig om nie lief te hê nie. Maar 'n empatievraag, 'n barmhartigheidsvraag, sal dalk eerder 'n vraag vra, wat het gebeur? Sal eintlik 'n vraag vra, wat sien God, wat ek nie sien nie? Ek kyk met ander oë, ek kyk nie aan die verslawing en die mislukking vas nie. Ek kyk na die plek waar God eintlik hierdie persoon na toe kan vat. Ek kyk na wat is die eindprentjie wat God in hom sien. Kyk nie na die gebrokenheid nie. Ek kyk nou nie die foute nie, maar dalk is daar 'n smag na 'n diepe dimensie van aanvaarding. Dis wanneer ek waarde sien, potensiaal sien, lewe sien, dan is ek bereid om vinniger te vergewe en meer lief te hê. Want ek kyk na ander vanuit die bril van Jesus se liefde wat hy vir my het. Die waarde wat hy vir my het. Dis wanneer ons volgende dit saamvat, dan sê ons vir mekaar. Compassion is om toe te laat dat jou hart sal breek vir wat sy hart breek. Dis om 'n ander bril op te sit en na mekaar te begin kyk deur die bril van die kruis, van onvoorwaardelike liefde. Die bril van die kruis wat sê, ek sien die waarde wat Christus in jou gesit het, binne in jou raak. Dit bring my by onvoorwaardelike liefde, ongelooflike waarde en eindelose potensiaal wat ek in ander mense sal raak sien. En wanneer ek en jy gaan toelaat dat hierdie week die Here met ons harte gaan werk, glo ek sal daar iets radikaal gebeur in ons as gemeente. Wanneer ons begin fokus op die Christus in mense.
Ek onthou jare terug het ek die voorreg gehad om oom Ralph Neiber se kursus oor selgroepe by te woon. En oom Ralph Neiber het altyd die volgende gesê, wanneer ons begin dan sê hy, groei die Christus in die ander persoon. Dis wanneer ek nou iemand kyk, met wie ek in verhouding staan, ontdek ek, groei die Christus, sien die Christus in die ander persoon raak, nie sy foute, nie sy tekortkome nie, maar sien die Christus in die ander persoon raak. Dis wanneer ek en jy begin beleef en besef, liefde het 'n ander hoër waarde as wat ek en jy lewe. Dis vir 'n oomblik, ek wil jou nooi om jou oë toe te maak. Dalk het jy nodig om vanoggend te vergewe. Te vergewe. Dalk het jy nodig om vanoggend te begin werk aan verhoudings wat stikkend is. Beleef net vir 'n oomblik hoe lief het Jesus jou. Beleef net hoeveel kans hy jou gegee. Beleef net wat hy in jou wees en menswees kom doen. En laat dit nou jou manier van lewe en optrede bepaal. Nie hoe jy dink dit moet wees nie. Nie hoe jy jou bril wil opsit en op jou manier na ander kyk nie, maar sit vir 'n oomblik sy bril op, wat hy oor jou opgesit het. En kyk so na ander. Self daai Paul van jare terug. Self daai seer van 'n vernoot. Los, maak dit los vir 'n oomblik. Moenie meer die gevangenes wees van omstandighede van die verlede nie.